ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 327. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As jy dalk vir die eerste keer na hierdie reeks kyk of luister, is dit uiters belangrik dat jy by deel 1 sal begin, anders sal jy nooit die volle waarheid weet nie. Het is noodsaaklik dat jy inteken op YouTube, dit is baie belangrik, sodat jy ook die kennisgewing van al die verskillende studies kan ontvang, en daar is 'n magdom. Ons doen op die oomblik, doen ons 16 opnames 'n week. Dis 5 Afrikaanse ontbyte, 5 Engelse ontbyte, en dan die ander 6 boodskappe, wat almal lang boodskappe is. 16 boodskappe, so moenie uitmis nie. Dis hoekom jy moet inteken. En daar's baie interessante onderwerpe. Ek sit nou vinnig en dink aan die wit paus, is dit die wit paus, swart paus? Die ander een, die Joodse feeste of die nagmaal. Eskatologie en die Bybel. What is your God's name? The revelation of the book Revelation, en die boek Openbaring, die Eufrat rivier en die boek Openbaring. So, en dan natuurlik ons ontbytreekse. Dit is inligting op inligting op inligting. Teken in, dan kan jy dit kry, die kennisgewing, en dan nog natuurlik die TikToks ook tussenin. Wel nie tussenin nie, elke dag, maandag tot vrydag. Stuur hierdie kontak, hierdie link wat jy voorop ingeteken het, stuur dit vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy skryf ding naby het, pen en 'n Bybel, en dat jy notas kan maak. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om by mekaar te wees, Vader. Dat u ons genadiglik elke môre die geleentheid gee om te kan sit in ons dag in die bo-natuurlike naam van Jafashua te kan begin. In die krag van die Ruach HaKodesh. Dankie vir die salwing. Dankie vir die salwing, Vader Jaffa. Die woord sê, dis die salwing wat die juke breek. Vanmôre bid ek dat as daar krankheid is, dat u die krankheid genees. As daar sondejuke is, dat u die sondejuke breek. As daar juke van omstandighede is, dat u dit verbreek. Gee u totale vrymaking en voorsien u in elke behoefte in die rykdom van die genade. Ek bid vanmôre u salwing op die woord. Spreek tot ons deur die woord. In die bo-natuurlike naam, die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua. En elke Jafis sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se woord vir u 'n groot seën gaan wees. Die boek Spreuke deel 19. Ekskuus tog, ek eet so haartjie in my neus. Spreuke 19 vers 6. Hy sê, baie soek die guns van die edeles. Wanneer ek so om my kyk vandag in 2026, dan sien ek dat die skrif wat koning Salomo geskryf het in Spreuke 19 vers 6, het ook 'n impak in die lewe, in die godsdienstige lewens van baie mense. Baie mense soek die guns van die edeles. Met ander woorde, hulle wil geken word deur die edeles. Hulle wil deel wees van die vriendekring van die edeles.
Maar hulle wil nie die dronkies en die prostituie ken nie. Hulle wil nie saam met hulle eers gesien word nie. Hoekom? Want dit verlaag hulle eie standaard. Hy bring hulle eie standaard af. Verskoon my. Terwyl daardie mense net so geregtig is op die woord van die ewige lewe as die edeles daar buitekant. Maar jy sien, vir baie mense is dit om te gaan oor wat hulle kan maak, wat hulle kan kry, wat hulle kan ontvang, wat die edeles vir hulle kan doen. Terwyl ons Jafashua vind waar hy by die dronkies, die tollenaars, sê dat die tollenaars dronkies was nie, maar die tollenaars en die hoereders, die armsaliges, dat hy by hulle gesit het. Hy sê, gaan verkondig die evangelie aan die armes. En ek dink, dis hoekom ons as jong seuns, 15, 16 jaar oud, uitgegaan het in die evangelie gaan preek het onder die armes. En dis waar ons sukses behaal het, onder die armes. En daar het ons ook vriende gemaak, onder die armes. En maar dis die ingesteldheid van die mens, se natuur, is eerder om met die welbekendes geassosieer te wil word. Baie soek die guns van die edeles. Daar's nie fout nie. Daar's nie fout nie. Maar dan moet ek nie neerhalend neerkyk op die ander wat ondergeskik is nie. Met dieselfde guns wat ek van die edeles soek, moet ek ook die guns soek van die armes. En die man wat van geskenke het 'n hoop vriende. Die man van geskenke het 'n hoop of 'n klomp vriende. Die man wat baie het. Die man wat welgesteld is. Ek sê nie dis verkeerd om welgesteld te wees nie. As jy vir dit gewerk het, is dit jou reg. Geniet dit. Jy het vir dit gewerk. Die man van geskenke het 'n hoop vriende. Om geskenke te hê is om te sê jy het vir dit gewerk. En hoeveel keer het ons gesien dat die woord oor die ryk man praat in die Bybel. Die jong ryk man wat vir sy siel gesê het, hy sal sy skure groter maak, hy vir sy siel sê, jy het goed gedoen, hy het bymekaar gemaak, jou siel sê, eet, drink, wees vrolik. Jy het goed gedoen, hy skom Jafashua en sê, in hierdie nag gaan ek jou lewe van jou eis. Gaan jou rykdom jou red? Nee. Ja, maar die woord kom en hy sê dat almal wat geld het, sal hel toe gaan. Nie as wat hy sê nie. Hy sê, the money is the root of all evil. Die gejaag na geld is die einde van die lewe. Nie as wat hy sê nie. Die Engels sê, the lust after money. Die begeerte waar jou geld jou God word. God in klein kleer. Want dis nie 'n Elohim nie, dis 'n God, dis 'n afgod. Die begeerte net om, dis 'n ewel. So om finansiëel onafhanklik te wees en te hê wat jy moet hê, dit maak jou nie dat jy hel toe gaan nie. Ek ken baie mense in die bediening wat welgesteld is. Maak dit dat hulle hel toe gaan? Nee. Solank as hulle nie omkoopgeskenke gee aan ander met die doel om gunsies en gawetjies te ontvang nie.
Baie soek die guns van die edele en die man van geskenke het 'n hoop vriende. Hoekom? Want jy kry van hierdie ouens wat hulle posisie gebruik om vir mense geskenke te gee, sodat hulle vriende kan word. Soos 'n visvang, hulle katrolle in. Broer Rokkos is hy al oor, julle weet, julle wat die besse vang. Geelvisse, bes, kirpers, babers, enige ding wat kan beklei aan die lyn. Ons wil nie toelaat dat die Satan ons gebruik om ander se val te veroorsaak nie. Ons as mens, ek en u moet ingestel wees dat ons versigtig moet wees. Dat ons nie ander mense begunstig bo ander mense nie. En ek kan onthou 'n paar weke gelede het koning Salomo oor basies dieselfde ding gepraat. Hier kom praat hy weer oor dit. Hier kom gee hy weer 'n waarskuwing. Waar hy praat van die rykes wat vir hulle vriende bymekaar maak om hulle self te begunstig. So ons moet versigtig wees dat in dit wat Jaffa ons mee seën, dat ons ook anders seën. En daarom in hierdie bediening seën ons ook ander mense. Ja, ons is nie in die posisie waar ons mense se skuld kan betaal en karre koop en die tipe goed nie. Maar op verskillende maniere seën ons ook ander Jaffiste. En so seën Jaffa ook ons deur ander mense. Is dit nie wonderlik nie? Die Bybel sê die een plant, die een gooi nat, Jaffa laat dit groei. En weet jy wat? Ons het mekaar nodig. Ons is afhanklik van mekaar. Om dit eendag te maak. Alleen kan ek dit nie maak nie. En daarom sê die woord, ek moet my broeder lief hê, soos myself en my suster. En dis nou nie filet liefde nie, dis die agape liefde. Die bo-natuurlike agape liefde. Vir my geestelike groei, vir myself om geestelik te kan groei, is dit vir my nodig om betrokke te wees en u nodig om betrokke te wees in die koninkrykswerk van Jaffa. Het u al ooit in die ry gestaan by Checkers, ek gebruik nou maar net op by Spar of waar ook al. En hier staan iemand wat net 'n brood het en 'n blikkie vissies, pulchit en tomatoes, ek ken nou maar net 'n voorbeeld. Waar hy vir hom sê, sit jou goed hier by myne, ek gaan dit laat deurgaan. En hy sê vir hy vrou by die kassiere, sê vir haar, laat dit saam deurgaan. En laat hy ou sy R15 of R20 hou. Het jy al ooit dankbaarheid gesien? En ek praat nie van velkleur nie, ek praat van mense. Het jy dit al probeer? Weet jy, onmiddellik maak jy 'n deur oop daarso. Waar as jy met daai persoon saam uitstap, waar jy vir hom kan sê, kan ek jou vra, wat is jou God se naam? 'n Klein gebaar wat jou R20-25 gekos het, om 'n stukkie kos op iemand anders se tafel te sit, wat ook die deur oopmaak waar u die saadjie van die lewe, die ewige lewe kan plant. Jy sien, ons soek vir die groot geleenthede, ons soek vir die groot saamtrekke, ons soek vir die massa kerke, ons soek vir die massa byeenkomste. Terwyl Jaffa so gesê gaan verkondig die evangelie ook aan die armes. Kom ons poog vandag om nie die guns van die edeles te soek nie. Maar kom ons soek die guns van hulle wat in behoefte is vandag. Want die woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen nie aan myself.
Jafashua sê vir die disippels, ek was in die tronk en jy het my nie kom besoek nie. Ek was honger, jy het my nie gevoed nie. Ek was naak, jy het my nie aangetrek nie. En die disippels sê, maar wanneer was jy in die tronk? Wanneer was jy naak? Wanneer was jy? Hy sê, so wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen julle aan myself. Hoe sal ons weet of dit nie 'n engel is wat Jaffa daar plaas nie? En onthou, engele word uitgestuur vir die dienswerk van Vader. En 'n engel kan enige iemand wees. Hoe weet ons dit? Of dit nie 'n engel is wat Jaffa daar gesit het om ons net te toets nie. Terwyl die woord sê, wees getrou oor min en oor veel sal ek jou aanstel. Ja, dit is so. Ons moet met baie oorleg en wysheid dinge doen. Nie net sommer 'n ding nie. Ek het nou maar net 'n geval genoem. Hoe werk dit? En wanneer ons dit doen, sê die woord, my linkerhand moenie weet wat my regterhand doen nie. Want ek doen nie dinge om myself te promoveer nie. Te promote nie, op te lig, en dis nie waaroor dit gaan nie. Die woord sê, wanneer ek iets doen met my linkerhand nie weet wat my regterhand doen nie. Dit moet wees asof dit nie gebeur het nie. Die Bybel sê, dis nie soos die Fariseërs en die Sadduseërs wat op die hoeke van die straat staan en dit uitpassy nie. Kom ons wees versigtig, hier is ook 'n woord van waarskuwing. Kom ons wees versigtig om nie mense te begunstig nie, maar laat ons die bruid van Jafashua oor dieselfde kam skeer. Kom ons wees Jafiste, waarop Jafashua trots kan wees. Tot môreoggend, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.